Elisa sit met 'n absolute gemors. Daar's 'n vrou in 'n diep krisis. Sy's 'n weduwee, so sy het baie lae sosiale status. Haar man het haar gelos met skuld. Al wat sy het is 2 seuns. Die skuldeiser wil haar 2 seuns wegvat van haar af. Hy wil hulle koop as slawe om die skuld te delg. Sy kom na Elisa toe, help, en Elisa sê, ek help graag. Wat het jy in jou huis? En sy sê, niks nie. Nou dink ek, arme Elisa, wat moet Elisa nou doen? Hy wil hierdie vrou help, wat het jy in jou huis? Niks nie. Gelukkig kom die woord behalwe 'n bietjie olie. En sy en haar seuns kry die opdrag, gaan maak al die kanne olie wat jy kan kry, al die kanne, leë kanne bymekaar, en hulle het daai bietjie olie gegooi en dit het nooit opgeraak nie. Dit is wat God met jou min doen, dit is wat God met jou bietjie doen, en met my min en met my bietjie doen. Jesus sit met 'n krisis, hy moet so min of meer 15,000 mense kos gee. Daar is nie kos nie. En 'n ou klein seentjie met sy 5 brode en sy 2 visse kom verby en hy gee dit. En een van die disippels het nog die vermetelheid om te sê, wat is dit nou? Wat is dit nou vir so baie mense? En dit is hoe ek en jy baie keer voel in ons menswees. Ons word nog deur die samelewing half ook veroordeel of afgekraak, of ons meet ons aan die samelewing en ons voel nie goed genoeg nie, en ons voel ons maak dit nie, want wat het ek nou in my huis? Ek het 'n klein bietjie olie. Wat kan ek nou aanbied om hierdie krisis op te los? 5 brode en 2 visse. En dan kom, soos ek sê, iemand van buite en sê, ag, wat is dit nou? Hoe gaan dit ons nou help? Maar sit dit in die hande van die Here, sit dit in die hande van Jesus en kyk wat maak hy daarmee. Ek en jy maak die fout om onsself te veel te vergelyk met ander mense. Dit is die basiese fout wat ons maak. En ons almal speel hierdie speletjie. Dis 'n futiele, fatale speletjie, wat daar geen wenners is nie, en al wat jy doen is in jou kop en in jou hart verloor jy. Jy kraak jou eie menswees af, want as jy jou vergelyk met ander, vergelyk jy jou altyd met die wat meer het as jy, die wat mooier is as jy, die wat ryker is as jy, die wat vinniger as jy. So kom ons doen onsself 'n guns. Kom ons plaas dit wat ons het in God se hande. Vir hom is dit genoeg en ons hou op om onsself te vergelyk met ander.